When God made you my father, He was being good to me. Ek hoef, ek is klaar daardeur, ek hoef nie weer daardeur gaan, net almal, Benno en almal is nou happy, hulle het die blou building gesien, is getamteer van gister af, solang Vadersdag, wat 'n ongelooflike voorreg is dit om vanoggend hier te kan wees, en ons kan sê, dis alweer Vadersdag, en dan gaan ons nou vanoggend so 'n bietjie reis deur, wat dit beteken om 'n vader te wees, en ons gaan so 'n bietjie anders dink vanmôre oor Vadersdag, ons kry die tipiese Vadersdag goed, maar ek dink wat die Here wil hê vanoggend is dat elkeen van ons weet, al is dit Vadersdag en al is die tema rondom Vadersdag, is dit vir man, vrou, ouma, oupa, vir kind, vir enige iemand vanmôre. Die Here praat nie net met die vaders nie. So, jy sal weet wanneer dit is, wanneer die Here met jou praat. Waar's van die jong mense? Nou is jy baie uit. Aha, dankie. Jy sit jou pa jou op die spot. Wat 'n vader op Vadersdag, hè? Vertel my 'n bietjie, wie is jou pa? Okay, wat like jy van hom? Alles, nee, nou jong jy. Alles. Wat hou jy van hom? Die goeie persoonlikheid, okay, ons kom so 'n bietjie nader, ons breek die ys. Wat nog? Wat hou jy van jou pa? Wees eerlik, wat hou jy van jou pa? Geef my een spesifieke ding wat jy van jou pa hou. Weet jy nie, bietjie op die spot. Okay, nou gaan ek jou enetjie gee wat jy definitief sal kan antwoord. Wat maak hom kwaad? As ek my sussie beklei. Jy nie sussie beklei. Right, nog iets? Sarkasties is. Jy sarkasties is. Wat hou jou pa die meeste van? Klipdrift, wat? Oor jou ma. Ek tog klipdrift. Julle manne daar agter, die leeu's. Sê my bietjie. Daar sit jou pa. Wat wie is hy? Geef my een kenmerk van jou pa. Karaktertrek van jou pa. Wie is hy? Hy is 'n godvreesende man. Is hy godvreesende man? François? Wow. Hy is 'n godvreesende man. Amazing. Wat like hy? Behalwe sy Harley Davidson, dit weet ons almal. Ag nee, wat tyd saam met sy familie. Tyd saam met sy familie. Fantasties. Tussendeur al sy besig wees. Ons almal weet wat hy doen. Ja. Wat maak hom kwaad? Jy? Ag, Leens. Frans, as ons nou voor die tyd hierdie gesprek gehad het, dink jy dit sou hulle antwoorde gewees het? Min of meer. Maar as dit nie amazing hoe dit verbaas het, gee my nog een, wie is jou pa? Hy het nou geantwoord, wie is jou pa? Hy sê hy's godsvreesend. Wie is jou pa nog? Hy's 'n goeie voorbeeld. Hy's 'n goeie voorbeeld. Dit is 'n goeie voorbeeld van nalatenskap. Wanneer ons dink aan nalatenskap, dan dink ons baie keer erfporsies en al daai goeders. Dis die nalatenskap wat François sy kinders los. Ek het hulle nie voor die tyd gesê ek gaan hulle ietsie vra nie. So dit net so kom. Is dit nie amazing om dit te hoor nie? 'n godvreesende pa. 'n Pa wat tyd saam met sy familie spandeer. Wat maak hom kwaad? Leens. Dis ongelooflik om hierdie tipe van goeders te hoor. Wat is dit wat jou kind van jou sê? Ek myself, wat is dit dat as my kinders nou vanmôre hier op die spot gesit was en hulle is hierdie vraag gevra, wat sou hulle geantwoord het? Wat, of jy nou 'n ouma is, 'n oupa is, waar jy ook al staan in die lewe, wat sou jou kinders vanmôre antwoord as ek hulle hierdie vraag vra? Sisas, wat sou julle geantwoord het as ek julle vra van jou pa? Maar terwille van tyd gaan ons nie nog nie. Maar wat 'n ongelooflike mooi voorbeeld van onvoorbereide antwoorde wat iets vertel van 'n ongelooflike pa. As jy klein is, dan dink jy jou pa is baie keer Superman. Ek lees vir ons 'n klein stukkie oor Superman.
En ek dink dit is iets wat ons vanoggend moet hoor, of jy nou oupa is oupa, ouma, of 'n pa of 'n ma is dit is die manier hoe kinders na jou toe opsien. En ons gebruik maar eenvoudig die voorbeeld van Superman, net as 'n karakter. En ek lees vir ons die volgende. Toe ek klein was my pa legit Superman. Hy kon alles fix. 'n kraan wat drip, 'n bicycle wat busted was, 'n kar wat nie wou start nie. En somehow kon hy selfs 'n broken heart repair. En toe word ek 'n tiener. Skielik was my pa nie meer so cool nie. Sy advice was old school, sy jokes was cringe, en obviously het ek gedink ek weet alles. Want jy weet mos, ek was die expert. En toe word ek groot, en toe tref dit my. My pa was nooit Superman nie. Hy was 'n doodgewone ou. 'n man wat soms gestres het oor geld. 'n man wat soms worried was. 'n man wat nie altyd antwoorde gehad het nie. En 'n man wat mistakes gemaak het. Maar hier is die ding, elke oggend het hy weer opgestaan. Hy het weer gaan werk, weer probeer, weer gegee wat hy gehad het. En dalk is dit die reël superpower van 'n pa. Nie dat hy perfek is nie. Nie dat hy alles weet nie, maar dat hy aanhou. Selfs wanneer hy moeg is, selfs wanneer hy bang is, selfs wanneer niemand sien hoeveel druk hy actually dra nie, hy hou net aan. En dis nogal superhero stuff. Dis 'n pa. So vanoggend kyk ons bietjie realisties na die lewe van 'n pa. En hierby kan ons 'n ma insluit. Dis nie maklik nie. Om jou kinders te kry op 'n plek waar jy dink hulle is okay, is nie maklik nie. En selfs wanneer hulle groot is en hulle is volwassenes en hulle het weer kinders. Jou kind bly jou kind tot die dag wat jy afsterf. Hulle bly jou kind. 'n Mens kry 'n klompie verskillende paas. Hier's 'n paar paas. Ek gaan net sommer vinnig net 3 soorte paas noem. Jy kry 'n GPS pa. Nou 'n GPS pa is 'n ou wat rondry vir 30 minute en nie 'n klou het waar hy is nie, maar hy sal dit nie herken nie. Hy sal sê, ek weet presies waar ons nou is, moenie worry nie, maar vir die afgelope 30 minute kan jy sien, jy is nou verby dieselfde spar 2 keer. Dis 'n pa. Jy kry so 'n pa. Hoekom? Want 'n pa is 'n pa wat moet wys. Hy is in beheer. Hy moet seker maak, sy gesin voel veilig. Ten spyte van die feit dat hy soos, Gata, ons was al hier verby. Dis 'n GPS pa. Dan kry jy 'n kolepa. Hier's baie van hulle in hierdie gemeente. 'n Kolepa. Daar kan 'n meteoriet deur die lug trek en dan voel ons om daar in Australië tref. En die aarde begin skud. Dan staan hy pa en hy sê vir mamma, die kole is amper reg. Ons gaan nou braai. 'n Kolepa. Skryf van hulle. En dan kry ons sal sien pa. Pa, kan ek by Stefan gaan kuier die naweek? Ons sal sien. Pa, kan ek jou kar leen? Ons sal sien. Pa, het jy vir my dalk Vrydag 'n R200 vir die een of ander show? Daar studente daar agter. Pappa, het jy vir my R200? Daar's die een of ander show. Ons sal sien. En in die meantime weet jy eintlik ons sal sien beteken nee. Maar jy try in elk geval. So pa's het hierdie ongelooflike klomp goed wat hulle moet handle. Van 'n GPS pa, 'n kolepa, ons sal sien pa en ons kan nog baie noem. Pa's dra 'n ongelooflike klomp gewig en hulle is die ouens wat alles aan mekaar moet probeer hou. Pa's en ma's leef vandag onder die grootste tipe druk in die geskiedenis van die mensdom, want dis onnatuurlike druk. Ons kan dit 100 jaar terugvat en dan sal ons sê, goed, pa is geworried want die koei
het nou al vir 2 seisoene nie gekalf nie. Dis 'n anderster tipe druk, maar om op die N12 te ry elke môre Sandton toe, en jy moet seker maak, jy het hierdie ongelooflike druk kantoorure, en die werk moet uit, en al hierdie goed moet gebeur, dis 'n onnatuurlike druk, waarmee paas vandag lewe, en maas. En vanoggend moet ons hierby stil staan. Dis 'n absolute onnatuurlike druk. 'n onnatuurlike druk wat lei tot depressie, angs, bipolêre gemoedstoornis en ons het al daaroor gepraat. Ons leef in 'n tyd waar mans voortdurend voel hulle moet presteer. Ek moet presteer, want as ek dit nie doen nie, gaan ek nie daai verhoging kry nie. As ek dit nie doen nie, gaan ek nie vir my vrou en my kinders kan sorg nie. As ek dit nie doen nie, dan frons die wêreld vir my. Jy moet meer verdien. Jy moet sterker wees, jy moet die oplossings hê. Jy moet nooit swak lyk nie. Jy moet altyd reg wees, jy moet almal beskerm en jy moet vir almal voorsien. En wanneer dinge verkeerd loop, voel baie paas asof hulle gefaal het. Asof hulle die Superman badge van hulle borse af kan skeer. En een van die grootste vrese waarmee paas leef vandag, as gevolg van hierdie drukskedules, hierdie baie harde werk met baie min tyd en hierdie chaotiese wêreld waarin ons leef, is paas wat bang was, of bang is, hulle was nie daar nie. Ek was nie daar vir my kinders nie. Ek was nie daar vir my vrou nie. Ek ry 5 uur vanmôre, ek kom 6 uur vanaand terug. Ek het my kind se rugby game gemis, ek het my vrou gemis iewers along the line. Ons eet net en dan slaap ons dan repeat. Paas wat bang is, hulle was nie daar nie. Dis die nommer 1 vrees waarmee pappas vandag leef. Is baie welkom om jou navorsing te gaan doen. Dis die nommer 1 vrees. Is paas wat bang is, hulle was nie daar nie. Ons lees vanoggend ietsie in die psalms wat ons so 'n bietjie leiding gee oor hoe en waartoe nou. O gids. Kom ons kyk net. Hoe kan ons sou vanaf daar opstaan? Ek weet nie hoekom dit op 'n Sondagmôre elke keer moet gebeur nie. In die tussentyd, so terwyl hulle aangaan, gaan ek vir ons Psalm 78 lees. Nou was hy terug. Goeie. Ons hoop hy hou. Okay, kom hulle sê ek moet dit doen. Psalm 78 vers 1 tot Psalm 78 vers 1 tot 4. En die opskrif hier sê sodat die volgende geslag dit kan weet. En nou kan ons sommer uit die opskrif hier aflei hoe 'n belangrike gedeelte hierdie is. Luister na wat ek jou leer, my volk, luister aandagtig na wat ek jou sê. Hierdie eerste reël van die eerste vers is vir die kinders. Luister aandagtig na wat ek jou leer, my kinders, luister aandagtig na wat ek jou sê. Ek gaan 'n gedig voordra, ek gaan julle inlei in die geheimenisse uit die verre verlede. Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie weg verswyg nie. Ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van die wonderdade wat hy gedoen het. Vers 3, wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Net tot sover. Sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. So hierdie gedeelte is geskryf in 'n tyd wanneer Israel nie lekker weet wat hulle identiteit is, wie hulle is nie. Hulle kan nie lekker onthou eintlik waar hulle vandaan kom nie. En baie keer gebeur dit met ons so.
Jy gaan deur baie swaar kry. Iewers langs die lyn. Ek weet, hier in die 80er jare, Tannie Letty, miskien kan julle my help, het jong mense as hulle pas getroud is. Jy sien, dan het jy so 'n bietjie klippe gekou, Tannie Tas. Het jy 'n bietjie klippe gekou, het swaar gekry, man, jy het ou klein, ek hoor nou die dag iets van R40 'n maand en iets bo ons begrip vandag, R40 'n maand salaris en dan is jou woonstel soveel en jou karoulaatjie is soveel. Hier is die probleem met die mens, is ons vergeet om te onthou. Ons vergeet om te onthou. En dan gaan dit met jou skielik beter en jy gaan deur die lewe en dinge gaan beter en beter en beter. En dan is dit asof daar so 'n tikkie arrogansie, sonder dat ons dit weet, en ons bedoel dit nie noodwendig so nie. Dan kweek ons hierdie dinge van, ek het nou 'n nuwe lewensstandaard. En die oomblik wanneer dit met my beter gaan, dan het ek 'n nuwe lewensstandaard. En so word ons lewensstandaard net al hoe groter en al hoe groter en al hoe groter, en ons vergeet waar ons vandaan kom. Ons vergeet baie keer waar ons vandaan kom, ons vergeet van die aande van pap en eiers. Ons vergeet van die aande, julle wat nou baie jonk is, sal nie Kool-Aid onthou nie. Ons vergeet van daai dae. En hierdie Psalm wil vir ons sê, kinders, onthou waar julle vandaan kom. Kinders, luister na wat julle ouers vir julle sê. Luister en onthou. En vir baie pappas is dit vir nou vanoggend van toepassing. Onthou waar jy vandaan kom. Moenie vergeet waar jy vandaan kom nie. Ons het 'n manier om met tyd dalk so 'n bietjie arrogant te raak. Moenie vergeet nie. Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het. So hierdie Psalm is 'n bietjie van 'n herinneringslied. Dit herinner die volk wie hulle werklik is, waar hulle vandaan gekom het, doe uit Egipte uit, deur al die swaar kry, en hier is hulle vandag. Dis 'n herinneringslied oor wie hulle was, waar hulle vandaan kom en die nalatenskap van hulle voorvaders. Ons kan nou 'n klomp voorbeelde gebruik. Pieter, die nalatenskap van jou voorvader is busse wat ons gereeld sien ry met die naam op, Dawie Kreer busdiens. Dis 'n nalatenskap. Maar hier is die ding, ons moet vir onsself môre vra, wat is ware nalatenskap? Ons dink dikwels dat nalatenskap is, okay, wat erf ek? En ek weet van baie jong mense wat so kyk en dan sê, gooiste, ek byt net bietjie vas met pa se nonsens, want ek weet, as hy sy dag die kop neerlê, dan gaan ek dit en dat kry. Die Bybel, wat nalatenskap betref, lyk 'n bietjie anders. Dis nie erfporsies nie. Die Bybel dink, soos John hulle vanmôre. Wat is dit wat François werklik agterlaat? En dit is dit wat daai 2 seuns vanmôre gesê het. Godvreesende pa. Pa wat vir sy gesin omgee. Dit is wat werklike nalatenskap betref, en dis die nalatenskap wat Psalm 78 hiervan praat. In my ongelooflike reis hier deur die lewe van stamp en stote en wat ook al wat ek julle nie daarmee gaan verveel nie, net 'n gedeelte daarvan, was ek vir 'n jaar die kapelaan van Springs Parkland Hospitaal en my permanente pos was in surgical ICU. Nou my werk was, as daar iemand doodgaan, dan moet ek die BI sertifikaat uitskrif, vingerafdrukke van die lijk en die familie bel, hulle vertroos ensovoort. Ek het amper op 'n daaglikse basis in daai eenheid mense gesien doodgaan. Amper elke dag. En so tussenin het ek by die mense gewerk en met hulle gesels binne die eenheid. En nie een keer was daar 'n pa of 'n persoon in daai eenheid wat gevra het, hoe lyk my bankstate nie? Hulle het nie gevra, hoe lyk my beleggingsrekening nie? Hulle het nie gevra,
het die ouens by die werk die deadline gehaal nie. Die mense in ICU met wie ek te doen gekry het, baie van hulle baie terminaal siek, wat skaars kon praat, baie van hulle kon nie praat, maar die wat kon praat, het elke keer gevra, waar is my vrou? Waar is my kinders? Vir hulle gaan dit oor verhoudings, nie besittings nie. En dis wat nalatenskap beteken. Die grootste geskenk wat 'n pa kan gee, is ware teenwoordigheid. En dat ek weet, ons leef in 'n tyd waar paas jaag van een punt na die ander punt, en daar is soveel goed wat binne 'n kort tyd moet gebeur, dat ons nie anders kan as om sekere hoeveelheid ure per week te werk of per dag te werk nie. Maar die Here vra vanoggend van elkeen van ons, wanneer jy mamma of pappa of ouma of oupa tyd kry met jou kinders, wees werklik teenwoordig. Wees waarlik teenwoordig. Sit neer die selfoon. Luister wat jou kind vir jou te sê het. Sien raak wat die Here vir jou wil wys wat 'n probleem is, waarmee jou kinders struggle. Wees werklik teenwoordig. Nou Lukas 15, die verlore seun. Hierdie is teenwoordigheid ten spyte van 'n wêreld wat jaag. Ons almal ken die gelykenis van die verlore seun. Iets ongelooflik mooi van die gelykenis van die verlore seun is, 'n pa in die antieke tyd het nooit gehardloop nie. Wie kan vir my sê hoekom het 'n pa nooit gehardloop nie? Onthou nou, kyk nou na die prentjie, julle onthou hoe min of meer hulle aangetrek het, hulle het die lang klere gehad, amper soos die moslems vandag, hy is tot net bo kan die enkels. Wie kan vir my sê hoekom het 'n pa nie gehardloop nie? Nie weet jy dalk. Hoekom het 'n pa nie gehardloop nie? Want hy sou sy bene gewys het. In die ou antieke tyd was dit absoluut taboe. Jy mag nie jou bene wys nie. So daar's geen spiero's op die strand en iets van daai lyn nie. 'n Pa het nie gehardloop nie, want soos wat hy gehardloop het, sou sy rokkie optrek en dan kon jy sy bene sien. Jy sien sy kuite. Of hy kuite het of nie. Party van ons is dit moeilik. So jy sou sy bene sien die oomblik wanneer hy begin hardloop. So daarom het paas, mans oor die algemeen, het nie in die antieke tyd gehardloop nie, behalwe as dit oorlogtyd was. Dis die enigste tyd wanneer as jy moes hardloop vir jou lewe, of jy moes aanval, maar dan het jy 'n ander kleed gedra, dan het jy 'n oorlogskleed gedra. So jou normale pakkie was tot bokant jou enkels en jy het nie gehardloop nie, want die wêreld mag nie jou bene gesien het nie. Wat doen die pa toe hy sy seun sien aankom? Wat lees ons in die teks? Hy het na sy kind toe gehardloop. Ten spyte van wat die wêreld sê, ten spyte van wat die wêreld dink, het hy na sy kind toe gehardloop. Hy het nie geworry of hulle sy kuite kan sien, of hulle kan sien hy gym 'n bietjie, of hy nou gym glad nie. Hulle het nie daar geworry nie. Hy het nie daar geworry nie. Vir hom was die belangrikheid sy teenwoordigheid by sy kind wat weg was. Iets sê vir my, hier sit iemand wat 'n pappa of 'n mamma is, hulle kind is weg. Nie dood nie, maar weg. Mag jy vanoggend hoor dat jy nie hoef te worry of die wêreld jou bene sien nie, metafories gesproke, en alles in jou vermoë te doen om met daai kind te herenig. Alles behoort te doen. Al wys jy vir die wêreld ook jou kuite. Kinders, julle wat daar sit, paas is nie perfek nie. Soos al, jou pa is nie perfek nie, Rian is nie perfek nie. Moet nooit dink hy is perfek nie. Hy is nooit perfek nie. Maar hy probeer. En die ding wat ons vanmôre moet hoor, is dat probeer is ook liefde.
'n pa wat probeer, 'n ma wat probeer. Die kinders moet mooi hier hoor vanmôre. Julle is is nie in die kleuterkerk nie. Hoor asseblief, 'n pa vir ma wat probeer, dis liefde. Hulle probeer ten minste. Vrouens, mans is nie altyd so sterk soos wat julle dink nie. Mans is nie altyd so sterk soos ons dink nie. As hy wegloop of hy klim in sy bakkie, is daar partykeer goed in sy hart wat hy nie eers kan saamdra nie en hy gaan dit nie vir jou wys nie. Hy sal dit nie vir jou wys nie. Partykeer slaap jy al lankal, dan lê hy nog wakker oor goed wat hom pla, maar hy probeer sterk wees. En daarom is dit belangrik vir ons dames om hierdie ding te onthou. Mans probeer sterk wees, partykeer probeer ons sterker wees as wat ons werklik is. Ontmoet ons iewers halfpad. Paas. Die Bybel is vol van paas wat foute maak. Ons gaan foute maak, ons het foute gemaak, jy gaan weer foute maak, dit kan ek jou beloof. Dawid was 'n man naby God se hart. Abraham het getwyfel. Die verlore pa se seun het vergewe. Jakob het bedrieg. En Isak het verkeerde keuses gemaak. Paas maak verkeerde keuses. Is wat ons daarna doen wat belangrik is. Hoe maak ons dit reg? Wat los ons vir ons kinders? Wat los ons vir ons vriende en vir ons familie? Hoe gaan hulle jou onthou? En hierdie is nou vanmôre op elkeen van ons op betrekking. Ek sê altyd met 'n begrafnis, dis vir my verskriklik jammer dat ons as families by mekaar kom en ons sien mekaar, jy het Tanakoba 20 jaar laas gesien, maar jy sal op 'n begrafnis of 'n troue sien. Wat is dit wat jou familie, jou kinders, jou kleinkinders en jou vriende van jou sal onthou as jy môreoggend nie wakker word nie? Wat is jou werklike nalatenskap? Ons manne probeer partykeer so hard om sekere polisse in plek te kry, sekere goed te kry sodat ons seker maak ons kinders is finansiëel oukei as daar iets met ons gebeur en dit is baie belangrik, ons moet dit doen. Maar Psalm 78 herinner elkeen van ons vanmôre as ouers en as kind, wat los jy na behalwe 'n Hilux, behalwe jou besigheid, behalwe jou huis? Wat is dit wat jy nalaat by jou kinders, jou familie en jou vriende? Wat is dit wat jy nalaat? Toe ek klein was my pa legit Superman. Hy kon alles fix. 'n kraan wat drip, 'n bicycle wat busted was, 'n kar wat nie wou start nie. En somehow kon hy selfs 'n broken heart repair. Toe word ek 'n tiener. Skielik was my pa nie meer so cool nie. Sy advice was old school. Sy jokes was cringe en obviously het ek gedink ek weet alles. Want jy weet mos, ek was die expert. Toe word ek groot. En toe tref dit my. My pa was nooit Superman nie. Hy was 'n doodgewone ou. 'n man wat soms gestres het oor geld, 'n man wat soms worried was, 'n man wat nie altyd die antwoorde gehad het nie, 'n man wat mistakes gemaak het. Maar hier is die ding, elke oggend het hy weer opgestaan. Hy het weer gaan werk, hy het weer probeer, hy het weer gegee wat hy gehad het, en dalk is dit die real superpower van 'n pa. Nie dat hy perfek is nie, nie dat hy alles weet nie, maar dat hy onthou. Selfs wanneer hy moeg is, selfs wanneer hy bang is, selfs wanneer niemand sien hoeveel druk hy actually dra nie. Hy hou net aan. En dis nogal superhero staf. Wat gaan mense van my en jou onthou? Wat is ons nalatenskap? Amen. Kom ons dink danksaam. Amen. Ek sluit af met hierdie. Ons kan maklik praat oor dankbaarheid. Jy moet dankbaar wees, jy moet dankbaar wees. Wie van julle voel altyd dankbaar?
Jy's op 'n plek waar jy net altyd dankbaar voel. Is daar enige iemand wat so voel? Altyd dankbaar, jy voel altyd net dankbaar. Ek is nie een van hulle nie. Want ek kry myself in situasies baie keer wat ek net voel, daar's sekere goed wat in my lewe is, wat in sekere tye van my lewe, nou praat ek nie elke dag die hele dag nie, daar's sekere momente in my lewe, waar dit net nie vir my voel, asof ek dankbaar kan wees. Het is moeilik om dankbaar te wees. Het is regtig moeilik om dankbaar te wees, in sekere tye van my lewe. En toe leer ek hierdie mooi, amazing ding. Wanneer jy voel, jy kan nie dankbaar wees nie, maak iemand anders dankbaar. En dit reflekteer terug soos 'n spieël op jou. Een mooi kompliment. Daai dae wat jy voel, jy kan nie dankbaar wees nie. Gee vir een van jou werkers 'n kompliment. Gee vir die vroumens by die kassier, by die winkel. Gee vir haar kompliment. Partykeer gaan dit van jou vra, jy moet dit half bietjie forceer. Help iemand. Sê vir jou vrou, sy lyk mooi, al dink jy nie regtig noodwendig so nie. Hoekom moet ons dit doen? Die oomblik wanneer jy vir Konita sê, jy's my skat, jy lyk mooi vandag, maar in agterkop is dit nie noodwendig dalk die hele volle waarheid nie. Wat gebeur met haar? Sy kyk terug na jou toe en sy smile. Die smile is die refleksie wat terugkom na ons toe, wat ons help om weer dankbaar te wees op ons eie. Die dae wanneer jy voel, jy kan nie dankbaar wees nie. Die dae wanneer jy voel, die Here is te ver. Gaan uit jou pad uit om iemand anders gelukkig te maak. En daai geluk weer kaats terug op jou eie hart. Amen. Kom ons sing saam. This one right here is for the dads. I'm proud of you, man. I'm proud of you for not giving up when you thought your world was falling apart. I'm proud of you for waking up every day and sacrificing every ounce of yourself to make sure your family has what they need. I'm proud of you for being the man that you are. And don't let anybody ever tell you that you can't do something, because you can. Proud of you, dude.